Die woord van die Here sê, hy is groter en hy is hoër as alles in hierdie lewe en buite hierdie lewe. Die woord van die Here kom en hy sê, toe God die Vader, Jesus Christus opgewek het uit die dood uit, het hy 'n naam gekry, bo elke liewe naam, halleluja. En die woord sê, dat hierdie Jesus sit op 'n troon, en hy regeer tot in alle ewigheid. Weet julle my suster, dat Jesus nie daardie koninkryk alleen vir homself gehad het nie. Weet julle, sy hart het geklop en gesê, ek soek mense by my. That was God's plan. Ek wil vir jou sê, sussie, God se plan vir jou was altyd om by hom te wees. It was always God's plan. Ek wil net vir julle sê, kom ons maak ons harte oop, kom ons hoor wat God sê. Ons het so baie getuienis gehoor, ons het soveel dinge gehoor wat God doen. Maar kom ons hoor wat God se Gees sê. Ek hoor die woord van die Here wat sê, Jesaja 48, vers 11 of 18, ek hoor dit in my gees. Die Here sê, daar is soveel mense wat sukkel, en jy loop 'n pad, en die Here sê, jy het genoeg gehad. But the Lord says, I will do it for my name's sake. Hoor gou wat die Here sê, dit waaroor jy stres, dit waaroor jy worry. Die Here sê, I'm gonna do it. Why? To give me the glory. Want weet jy wat? Ek en jy is te swak om dit te doen. En ek weet, jy's dalk op 'n plek vandag waar jy voel, my sussie, waantoe nou? Want ons kan prys die Here, halleluja. Maar as ons huis toe gaan, nee, dan is ons stikkend. Dan is ons leeg. Prys die naam. Die woord van die Here kom in Galasiërs 3. And I say that we were baptized with Jesus Christ. And because we were baptized in Jesus, we are also clothed with Jesus. En weet julle, toe ek bid vir hierdie vrouekonferensie, toe gee die Here vir my clothing. Dit wat Josef op hom gehad het. The favor of God. Weet julle, as ek en my vrou sonneoggende, as ons garage toe ry, dan is ons geklee in kerkklere. Maar dan sien ons, daar's mense by die garage, wat garage klere aan. Hoe lyk die garage klere? Dis pantoffels, en is 'n gown, en het is wat ook al. Maar weet julle kerk, die Here het ons geklee met sy genade. En weet julle, nog steeds loop ons hierdie pad, en ons is nog steeds met hierdie garage klere van ons. Jy weet, maar ons wil met ons garage klere, wil ons by die kerk ingaan. Dit wat God oor ons gesit het, daai klere, what are you carrying? My attitude miskien. My geskinder, ons het dit nou gehoor. Jy weet, hierdie Jesus het ons toegemaak met sy genade. And how we walk, we must walk proper. Sê gou vir iemand proper. Die woord van die Here kom in Lukas 4:18, hy sê, for the Spirit of the Lord is upon me, sê Jesus. For he has anointed me to preach the gospel to the poor. To bring sight to the blind. To give healing to the brokenhearted. To set the captives free. Wat die woord ook sê is, to bring liberty to those who are in bondage. Dis waarmee die Here Jesus ons gekleed vandag. Ek gaan sy man. Ja, prys God. Die woord van die Here kom en Jesus sê, kom na my toe almal wat bemoeid en belas is. Jy weet, die fariseërs en al die slim mense het gekom en gesê, hier is 'n stel reëls en julle moet hierdie reëls navolg. En Jesus kom en hy sê, ek het nie gekom met daardie reëls, ek het gekom om jou vrede en vryheid te bring. Ek wil hê ons moet na die woord van die Here in Galasiërs gaan. Sê gou vir iemand, nou gaan 'n ding gebeur. Van my so sê, ja.
Nou Galasiërs 1, voordat ek dit lees vanaf vers 6. Wat ek wil hê is, ons moet weet dat Paulus was 'n vaderfiguur vir die gemeente gewees. En Paulus was hy het die kerk versorg, en hy was lief vir die kerk gewees. Maar wat gebeur het is, mense het ingekom in die kerk met allerhande snaakse goed. Hulle het gekom om die genade van die Here Jesus Christus tot niks te maak nie. Hulle doel was om Jesus van die troon af te kry. En in hierdie tyd en dag, vrou van God, wil ek vir jou sê, jy's in 'n gemeente, you are in a ministry, om daai goed te keer, om die mense wat kom met valsheid in die kerk. God het ons die fondasie gegee. He gave us the foundation, and that's Jesus Christ. Ek wil vir jou sê, if the focus is upon something else, dan mis ons dit. Want ek wil vir jou sê, die manne staan nie op in die kerk nie, so vrou, jy moet opstaan. Jy moet opstaan in jou kerk, jy moet opstaan in jou gemeenskap. Luister die kerk, hoor gou wat die Here sê, ek het jou nie geroep om icing sugar te wees nie. Sê gou vir iemand, ek is nie icing sugar nie. Luister hierso, die woord sê, hoor gou die woord sê, hy het ons geroep om die sout van die aarde te wees. And you know, salt is not always lekker, en hoe meer sout jy eet, hoe dors raak jy. When people taste you, they must thirst to Jesus. Amen. Hou op icing sugar wees. God did not call us to be nice. Vroue van God, die Here het ons nie geroep om nice te wees nie. Amen. Broer, suster, moenie worry nie, ons het 'n proppe way om te loop nie, in die church. Ons is proppe. Luister hierso, God has anointed and appointed us to make a difference. As jy nie in jou gemeenskap iets doen nie, is jy icing sugar. As jy sien mense kom in die skool en hulle praat van lesbiene en al die allerhande moffie goed, ek sê dit, sorry dat ek dit sê, en jy staan nie op nie, dan is jy nie die sout van die aarde nie. God has called us for a higher purpose. Kom ons praat geregtigheid. Luister gou, sout is nie altyd lekker nie. Veral as 'n mens te veel sout op die kos gooi. Maar jy weet, soms lyk iemand so sout, en jy sien die kleur is wit, en as jy dit op jou kos gooi, dan is dit icing sugar. Here help ons. The word of the Lord says, in the last days there will be a what? A beeld van godsaligheid. Mense gaan prim en proppe loop, en they're going to praise the name of Jesus, maar there's not going to be any power. Luister, kerk van die Here, my suster, God wil ons moet opstaan. En wat die Here vir my wys is, He has clothed us with His presence and with genade. Sorry dat ek ook so meng. God het ons toegemaak met sy genade. En ek wil hê ons moet besef dat God has called us to be sheep. Hou op om 'n groot en 'n sterk ding te wees. A sheep was not made to carry anything. Ek en jy is nie donkies nie. God has not called us to be donkeys. Ons volg net vir Jesus. Ek sê, ons volg net vir Jesus. Luister hier. Jesus het gekom om al die reëls en regulasies te vernietig. Jy bid nie genoeg nie. Jy lees nie genoeg Bybel nie. It was never about you. Dit was nooit oor die werke nie. Dit was nooit oor hoe goed jy bid en hoe goed jy preek nie. It was never about you. Die apostel Paulus, he was the salt of the earth, en hulle het hom in die tronk gegooi. Dis wanneer die regte sout uitkom. Hoe proe jy? As hulle jou in die tronk gooi, wat gaan jy maak? Oh Lord, help me. Here, help ons. So, a few years back, I was in Malawi, and we were taken to a place, we've been taken captive, and I wasn't thinking, Lord, kom ek gee vir die mense die evangelie nie. Dit was nie my gedagte nie. Ek gesê, Here, help my. God, help me. Listen, ons is almal anointed tot die vuur van hierdie lewe teen ons kom. All of us are anointed and appointed for a time such as this, tot moeilikheid voor jou deur is.
God has called you to be the salt of the earth. Hou op toelaat, laat dinge in die kerk kom, what God has not allowed. Sorry, ek gaan nou begin preek. Kyk, Galasiërs 1, kom ons lees gou daar. Vers 6. Hoor hier so Paulus sê, dit verbaas my, dat julle so gou van God, wat julle deur die genade van Christus geroep het, afvallig geword het, en 'n ander evangelie aangeneem het. Kerk van die Here, ons leef in 'n tyd, waar 'n ander evangelie van Jesus Christus verkondig word. Dis 'n evangelie wat vir jou sê, kom na Jesus toe en jy word ryk. Dis 'n evangelie wat vir jou sê, jy gaan 'n kar kry en jy gaan 'n huis kry. Jesus het gekom om ons te red. Dit het niks te doen met wêreldse dinge nie. Die profeet het gelieg vir jou. Hy soek jou geld. Jou duiwel. I saw something when I was preaching. I saw something about you. The Lord showed me that you will write a book one day. I see you writing in a book. And I don't know if you have books at home. But do you have books at home with you? Skryf jy of nie rarig nie? Ek voel net die Here sê, jy moet aanhou daarmee. You have knowledge. Ek sien net, the Lord says you have so much knowledge. Nee? And the Lord says you must put it on paper that other people can read it. Maar ek sien net hoe jy boek skryf. Remember hierdie tannie, nee? As hy famous is, onthou haar. Ja, dis regtig wat the Lord shows me. You have such wisdom. Nee? En die mense moet hoor wat jy sê. There's something that the Lord wants to release out of you. Nee, dit kan dalk 'n apostoliese, ek weet nie waarvoor brand jou hart nie. What has God called you for? I don't know, but I see a book. Keep that in mind. Waar is daai vrou wat agter gesit het, die ene met die swart broek, die jongerige ene? Sy jou gou gaan roep asseblief. In elk geval, kom ons preek gou klaar hierso. Luister gou kerk, hy sê, daar is geen ander evangelie nie. Amen. Tog is daar mense wat die evangelie van Christus verdraai. There is no prosperity gospel. Hulle het gelieg vir jou. Nee, jy het jou geld gegee and nothing changed. The word says, in this life you will have trouble. Jy sal. Juis omdat jy vir Jesus lief is. Juis daaroor. Ja, en baie meisie, kom staan gou hier. Ja. So, wat is jou naam? Sê weer? So, wat ek van jou gesien het, terwyl ek hierso staan, jy is op soek na Jesus. Nee? Jy het 'n soeke na die Here, en jy weet nie regtig hoe om jouself uit te druk nie. But what I see as well is that there's a presence upon you. Nee, like a heaviness, 'n mismoedigheid. Like ek wil nie sê depression nie. But there's a thing over you that hy wil hê jy moet jou eie lewe vat. Is it true? Yes or no? Okay, is it true? So, will you please pray for her? Onthou, juffrou, ons het gesê, ons gaan dinge anders doen, hè? As die Here iets wys of lig, dan praat ons. Paulus sê, ek het nie gekom met mooi woorde nie, maar met die krag van die Heilige Gees. Luister, ek kan 'n mooi preek vir jou gee vandag. En ons kan huis toe gaan, but if nothing changed, dan het ons tyd gemors. Hoekom is ons hier? Luister gou wat sê Paulus. Weet julle, die woord praat van broeders, maar hy praat van susters ook. Moenie laat die mense vir jou sê, die Bybel is geskryf net van mans nie, man. Dis wat hulle sê. It's for all of us. Ek hoor gou wat sê Paulus, hy sê in vers 10, as ek nog steeds die guns van mense soek, sou ek geen dienaar van Christus wees nie. Ons wil te veel mense please. Ons wil te veel hoor wat mense te sê. Ons wil te veel pastore en evangelists aanhang
En die Here sê vir jou vandag, I have called you to be the salt of the earth. Luister hierso, God has brought Jesus, wat die genade is, het hy gebring in die kerk in, en die Here sê ons moet dit bewaar. Ek was eendag in 'n kerk gewees waar hulle sout gooi, die hele plek is vol sout. Ek sê daai vrou, joh, er is nog 'n vrou pastoor ook, sê vir haar, ek sal volgende week Aramat bring, en maak ons 'n bietjie kleer hier binne. Ja, mense, you know what, God has called us to a higher purpose, man. Weet jy wat, it's like my sister said, we have to deepen in our relationship. Ons moet ophou oppervlakkig wees. Jesus loves you, ja, and show me Jesus. Ek wil Jesus sien. Ek wil nie net hoor van hom nie. I want to see the power of God. Amen. Weet julle wat? Jesus maak nog steeds gesond, halleluja. Hy maak nog steeds vry. Amen. Jy glo dit nie? Ja. Hoekom glo jy dit nie? Why? Wanneer laas het jy die duiwel uitgedryf, my sussie? Wanneer laas het jy God se krag in jou lewe gesien? When laas? Ons is te besig om met ons garage klere rond te loop. We praise God, maar ons is stikkend aan die binnekant. You have been called to be the salt of the earth. Jesus Christus het nie gesterf aan die kruis, dat ek en jy kan speel nie, my sussie. He's anointed you with the Holy Spirit. Hy het jou gesalf met sy gees. Being anointed by the Spirit does not mean shine and glamour and glory. It means that you have a responsibility in the kingdom of God. Ons wil dit nie hoor nie. Geef my 'n mooi preek dat ek kan huis toe gaan, ek sal dit nie doen. Maar weet jy wat, my sussie, as jy nie gaan opstaan nie, wat gaan van ons kinders word? As ons nie gaan opstaan en sê, but I'm the salt of the earth nie, wat gaan word van ons kinders? Met al die snert wat hulle nou uitkom. Ek is eerlik met julle, die kerk het lou geword. Became lukewarm. Maar weet julle hoekom? Die gees van die Here sê, you became lukewarm because you did not have love. Jy het nie die liefde gehad nie. We want the power of God, maar ons kan nie eens ons boetie of sussie lief hê in die kerk nie. Ons kan nie eens mekaar lief hê, ons kinder van mekaar. Ons kinder van mekaar. Maar ons wil die sout van die aarde wees. The word of the Lord says, where there's unity, the Lord commands a blessing. Amen. We want to be a powerful church, maar as ons by die huis kom, as kinder ons van die pastoor. Het jy nou weer gesien hoe trek hy suster aan? Kort rokkie. Sy soek net man. You know what? The Holy Spirit cannot walk or flow if there's no love. You want God to intervene in your situation. Maar jy kan nie eens op ons kinder van jou medemens nie. My man is so sleg, dis hoekom hy sleg is. You keep on saying your husband is sleg. Weet julle, ek sê nou vir jou, as jy 'n man het wat sy by die huis, as jy 'n man het wat rook of drugs gebruik, daar is 'n seer in sy binneste en hy weet nie hoe om dit vir jou te sê nie. He needs God. Dis kom ek sê, julle vrouens, julle vat voor. Waar is die manne? Waar is die manne? Hulle het nie meer ywer om vir God iets te doen nie. Maar hierdie lewe leer ons dat die man nou niks is nie. Dat die man niks is nie. Maar God het 'n orde gehad. Hy is nie die baas nie. He is the head, like Christ is the head of the church. In liefde het Jesus gelei. In love. Ek gaan nou klaar preek, moenie worry nie. Let us go to Galatians as well. Galatians 2 verse, let us look here, verse 19. Ek gaan nou klaar wees. Staan gou op. Kom ons staan gou almal op. Right, wie was op 'n plaas al gewees? Wat ek gou anders sien. Daar is 'n donkie veilis wat maak hy.
Hy skud. Kom skud hy lyf 'n bietjie, kom. Kom ons skud. Skud nou al die stres af, al die worries. Hy vra vir iemand, is jy reg? Right, sit. Kom maar sit. Luister julle, Amerika het gekom en ons kom leer that if you are the man of God, you are the only one that shines. Maar ek sê gou vir jou, God het sy lig in jou ingesit. Amen. You are called to shine. Ons verstaan nie eintlik, if we have the Spirit of God within us, en ek spreek iets, it's gonna manifest. Jy tree as 'n profeet op, want jy het God se gees in jou. Right, hier is die groot probleem. Sê gou vir jou suster, hier is die groot probleem. Hy sê in vers 19, maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Sê gou vir iemand, Mamela. Ek is saam met Christus Jesus gekruisig. Jy's vrek. Patrick bestaan nie. Because I am crucified with Christ. Sê gou vir jou suster, it's not about you. I am crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Maar pastoor, ek het die reg. Jy het nie reg nie. Ek is seer gemaak, jy bestaan mos nou nie meer nie. Toe jy jou hart vir Jesus gegee het, het jy gesê, I do not exist, but Christ only exists. Ons het 'n kerk nodig wat aan die brand is, man. En as dit die vroue is, prys die Here, laat dit die vroue wees. Hey, luister gou hier. Ek gaan nie veel verder praat nie, maar kom ons gaan net nog na een skrif toe. Galasiërs 5, vers 2. Nee, vers 24, sorry my susters. Galasiërs 5, vers 24. Hy sê, die wat aan Christus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees ook dan nou ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Luister gou hier. Ons kan Sharabanda sondagoggende by die kerk en ons wil kragtig en magtig wees en sê, God use me, maar jy kan nie eens jou mond toemaak hier. Jy bestaan nie meer nie. Jy is die sout van die aarde. Jy sien, the problem that we have is, ons is nie honger vir Jesus nie. Ons is nie honger for the presence of God nie. Ons is nie meer honger vir daai wonderwerke nie. Ons is nie meer honger nie. As ons nie God kan soek nie, moet ons dit los. Want weet julle wat, die duiwel speel nie met mense nie. The devil does not play with people. Ons kan nie met God se saak speel nie. Ek wil hierdie woord by jou los, want ek weet dit is al 'n lang dag. En ek begeer om baie goed met julle te deel. Maar hoor gou wat op my hart is. God has called you for a higher purpose. Baie mense they want the covering of the prophetic, and they want the covering, luister, Jesus gave you the covering of salt. Sê gou vir iemand, jy is die sout man. Hou op erme try wees. Weet julle, toe ek nog baie jong was ek in 'n, mag ek maar sê, AGS kerk. En die jeugleier was hierdie gesalfde man van God. En hy het die krag van God op hom gehad, maar op 'n Vrydag aand syp hom dronk. Luister gou hier,
Soek in jou eie hart gou. Sê, Here, wat is daar wat daar nie hoort nie? Want God kom He comes with a word. En as jy te bekommerd in jou hart is oor hierdie lewe, gaan God se woord nie wortel vat in jou hart nie. Ons is so gestres oor alles. We are so stressed about everything. As hulle my in die tronk daai tyd moes toesluit, sal ek vir die gemeente geskryf het, kom haal my asseblief. Asseblief kom haal my. Ek kan nie meer hier wees nie. Maar weet julle wat, Paulus kom en hy sê, if I live for Christ. If I die, I will be with him. Hy was die sout van die aarde, man. Petrus was die sout van die aarde. And they crucified him. Luister, kan ek gou iets sê, net een laaste ding. If the church can make a decision to be the salt of the earth, dan gaan daar meer mense in die tronk wees. Hoor gou wat ek sê. As jy besluit vandag, jy is die sout van die aarde, dan gaan jy teruggaan na jou gemeenskap toe, en jy gaan sê, gay verhoudings is verkeerd. Jy gaan sê, lesbian verhoudings is verkeerd. Jy gaan na jou skool toe gaan en sê, Jesus is die enigste Here, en ons verklaar hom, weet julle wat? Hulle gaan julle begin toesluit. Dis hoekom ek vir julle sê, kerk, ons is nie die sout van die aarde. Dis hoekom daar nie persecution by ons is nie. Want ons wil Sondag in die kerk sit lekker. Nee, die man van God hoor, nee, jy moet nou die vrou van God wees. God has anointed you for it. Ek wil nie nog verder baie praat nie. Maar ek wil hê, as dit moontlik is, maak julle oë toe. Ek gaan God vra vir 'n woord, for a word specifically for certain people. En ek vra dat ons nie sal rondkyk nie.